Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Hier uit die pragtige Namibië met hierdie pragtige diere om ons. God die skepper van die hemel en die aarde en hierdie pragtige diere, hy kom vandag en kom groet jou en hy sê vir jou genade en vrede vir jou. God is die skepper en baie keer voel dit vir my, hy het op een plek 'n bietjie langer stil gestaan en net 'n bietjie meer daar gewerk en is so 'n pragtige area om sy woord te mag oopbreek. Mag sy teenwoordigheid nou vir jou, daar waar jy is, met sy gees in jou werk en vandag se boodskap vir jou oopbreek en dat jy regtig anders daar sal opstaan. Welkom by die tweede boodskap in ons reeks, God gebruik gewone mense soos ons. Nou vandag kyk ons na gawes waar ons geroep word om te gee, om te doen. Kom ons sit net so en dan laat ons dat die Heilige Gees in ons lewens iets losmaak, om God se woord regtig te kan ontvang. Romeine 12 vers 4 tot 13. Ek wil dit met die beeld van 'n liggaam verduidelik. 'n Liggaam bestaan uit baie ledemate. Ons as kerk is ook soos 'n liggaam. Ons is Christus se liggaam hier op aarde. Net soos die verskillende liggaamsdele elkeen sy eie funksie het ons as gelowiges ook verskillende funksies. Om ons te help om hierdie funksies te vervul, het God vir ons elkeen besondere hemelse geskenke gegee. Ons almal het nie dieselfde geestelike geskenke van hom ontvang nie. God het dit aan ons elkeen uitgedeel, soos hy goed gedink het. As jou hemelse geskenk is om God se boodskap bekend te maak, doen net dit. Maak sy wil bekend in die geloof wat jy daarmee saam uit God se hand ontvang het. As jy oor die gawe beskik om ander mense te dien, dien hulle dan met oorgawe. As jou hemelse geskenk is om ander te leer waaroor ons verhouding met God gaan, doen net dit. As jy die gawe het om ander mense te vermaan en te vertroos, doen dit. As jou hemelse gawe is om jou besittings met ander te deel, moet dan nie suinig wees nie. As dit God se geskenk aan jou is, dat jy een van die leiers in die kerk moet wees, doen dit met toewyding. En as jy oor die gawe beskik om mense te help wat in nood verkeer, doen dit met blydskap. Moenie net maak asof julle mekaar liefhet nie. Nee, gee regtig vir mekaar om. Haat alles wat sleg is. Doen net waarvan God hou. Julle moet mekaar soos eie broers en susters lief hê. Behandel mekaar met groot respek en agting. Moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek, sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe. Sien met blydskap uit na daardie dag waarop die Here alles nuut kom maak. Moenie mismoedig word as jy ly omdat jy Christen is nie.
Bid sonder ophou. Help ander gelowiges wat swaar kry. Wees gasvry. Stel julle huise tot beskikking van gelowiges wat nie 'n plek het om tuis te gaan nie. Voor ons by die teksgedeelte kom ons vra eers die groot vraag. Hoekom gee God gawes? Ons moet gawes baie mooi verstaan. Want God gee nie gawes sodat ons iets daaruit kan kry nie. God gee gawes om iets te beteken vir ander. God gee gawes aan ons elkeen, nie om 'n verskil aan onsself te maak nie, maar aan ander. In die skrif lees ons op baie kere dat ons gawes gegee word om ander mense te help, om die gemeente op te bou, om mense toe te rus. God se koninkryk moet ons uitbou en natuurlik ook met ons gawes moet ons God se naam verheerlik. God gee gawes nie vir ons eie gebruik nie, maar vir die gebruik deur ons mense vir ander mense. Jy is maar net die voertuig, die instrument. So eintlik wil God iets vir ander mense doen, en jy is maar net die vervoermiddel daarvoor. En as ek eerlik moet wees, dan word ek ijskoud om te besef, hoeveel mense het al uitgemis op God se voorsiening, God se omgee, omdat ek net nie opgedaag het nie. Ek was dalk net te moeg, te lui, nie lus nie. Dalk het ek nog na die tyd gebid en gesê, Vader, ek weet, ek moet nou my gawes gebruik om te gee, maar my batterij is nou eintlik net 'n pap. Ek weet, U sal verstaan. God, U weet hoe moeg ek is. Maar ons moet onthou, God sal ons nooit iets vra om te doen as ons nie kan nie. En dit slaan 'n mens so bietjie voor die bors. Baie keer mis ons die bus, omdat ons nie weet of verstaan wat die gawe is nie. Paulus gebruik hierdie eenvoudige beeld om vir ons eerstens te wys dat elkeen van ons 'n eie gawe het, om in die groter prentjie in te pas. Hoe sou dit nou gelyk het as almal koppe was, of almal net hande? Hoe sou die liggaam van die een plek na die ander plek kon beweeg het as daar nie voete was nie? Ek dink die kerk lyk so snaaks, soos dit lyk, omdat sommige van die ouens van ons nie ons gawes gebruik en uitleef nie, en ons is net missing in action. Daar is gate in die liggaam, omdat sommige net te besig is, te onbetrokke is, net te hard werk en nie opdaag om hulle gawe uit te leef nie. Ons moet saamtrek. Ons moet opdaag en begin ons gawe aan die brand stoot. Want as ons dit begin doen, dan raak ons gawes sigbaar. Hoe weet jy daardie ou is 'n visserman? Want hy staan by die see met 'n stok in die hand. Dan weet jy wat hy doen. En net so, wanneer ons begin dit doen, dan sien mense die gawe wat God in ons geplaas het. Dan sien hulle ons as kinders van God. Dan sien mense vir God deur ons raak. As jy ander help wat swaar kry, as jy 'n bord kos vir ander hongeres voorberei, as jy jou huis oopstoot vir mense wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, as jy lag en mense innooi wat hartseer is vir 'n oomblik, net op 'n ander plek te kry, net 'n pause te gee in hulle swaar, dan ervaar mense God se omgee, sy hande, en sien mense vir God en sy goedheid raak. Maar meer nog, hulle sien dit nie, hulle ervaar jou gawes aan hulle lyf. Tog moet ons dit op die regte manier doen, en dis seker die heel belangrikste van gawes wat ons moet leer. Paulus sê daar in vers 9, dat ons moenie net maak of ons mekaar lief het nie. Hier is die opdrag. Wees regtig lief
vir mekaar. Behandel mekaar met respek en met agting. Gawes word nie uitgehaal op 'n alleen eiland waar daar niks is nie. Nee, dit word gegiet binne die raamwerk van liefde. Eintlik gee liefde dit geloofwaardigheid, wanneer gawes die teerslaan. Dan ervaar mense dit as omgee, en dat jy nie net daar opdaag om iets daaruit te kry nie, maar werklik om te gee. Soms kom die liefde tevoorskyn as jy oë begin traan, as jy huil. Ons praat baie maklik oor omgee. Ons sê ons gee om, ons voel jammer vir mense, ons wens hulle sterkte toe. Maar Paulus gaan verder as net gevoelens. Hy praat nie van hoe jy voel nie, maar van wat jy doen. Omgee is nie net 'n emosie wat in jou hart sit nie. Omgee is iets wat in jou hande en jou voete gebeur. Ware omgee stap deur die voordeur van iemand se nood. Ware omgee bly nie net by goeie bedoelings nie, maar raak betrokke. Dis juis hoekom God gawes gee, sodat sy liefde nie net gehoor word nie, maar gesien en gevoel en beleef kan word. Ek glo ons verstaan goed dat genadegawes 'n werkwoord veronderstel. En kom ons stoot sommer die misverstande net nog verder uit die pad uit. Dat genade, 'n gawe moet hierdie groot ding wees om 'n verskil te maak. Dis glad nie waar nie. Dis eers wanneer 'n mens jou tong raak byt, dat jy besef, hierdie klein dingetjie, hoe baie hy doen. Of wanneer jy jou pinkie verstuit, en elke keer as jy iets raak, en sê jy eina, want hy jaap, hy het 'n groot deel om te doen hier in die hand. 'n Gawe kan klein wees en 'n groot verskil maak. Die Vader gee vir sommige mense 'n gawe om op die verhoog te staan en groot goeders te doen, maar hulle is maar dun gesaai. Vir die meeste van ons kom gee God gawes om in die vleuels, hier tussen die gordyne van die verhoog te staan en daar saam 'n verskil te maak. Op ons eie klein manier kan ons omgee en so 'n groot verskil in ander mense se lewens maak. En laat ons sommer die misverstand in die pennery, omgee is nie 'n gawe wat net aan sommige mense uitgedeel word nie. As jy kind van God is, dan word jy gesupply met 'n gawe of gawes. Dis seker die mees algemeenste gawe wat vir al God se kinders gegee in sy hande gesit word, is die gawe van omgee. As jy nie omgee vir jou medemens nie, jou medemens wat saam met jou werk, of vir jou werk, jou vriende, jou familie, selfs die vreemdeling wat oor jou pad kom, dan mis jy die bus. Dan mis jy die bus van die gawes uitleef, en dan word daar versekerde vraagteken agter jou Christenskap gehang. Die wêreld kry swaar. Hulle vrek van dors, en ons sit met die water, die lewende water, wat ons met ons gawes vir mense kan gaan bedien. Alles met gawes wat God verniet vir ons gegee het, kan ons 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens. En die eerste gawe is barmhartigheid, waar ons vandag vinnig wil gaan stil staan. Ek praat baie keer van warmhartigheid, want dit is nie altyd iets wat jy doen nie, maar iets wat eers hier binne jou aan die wakker word. Soms kyk ek iets op 'n skerm, en dan skiet my oë vol trane, want op 'n manier beleef ek daardie persoon se seer intens hier binne in my. Die gawe van barmhartigheid is iets besonders, want dis daardie mense wat ander mense se seer diep hier binne hulle aanvoel. Waar ander dalk net die probleem raak sien hierdie mense agter die probleem die mens raak. Hulle sit maklik langs iemand wat gebroken is. Hulle luister, hulle huil saam met die mense wat huil, en hulle het 'n besonderse sagtheid vir mense wat so deur die swaar tye gaan. Dalk verloor 'n vrou haar man. En die persoon met hierdie gawe van warmhartigheid of barmhartigheid gaan langs daardie vrou sit, sy luister, sy beleef die storie, sy jaap, sy huil saam.
En sy help daai persoon om deur die pyn te kom. Dalk sit 'n tiener alleen op die skool omdat sy ouers besig is om te skei. En waar die ander net 'n stil kind sien die persoon met die barmhartigheid die persoon se agterkant raak. En raak betrokke en gaan sit daar langs hulle. Dalk stap so iemand by die kerk in met 'n glimlag en dan sien hulle raak ander mense wat nie lekker is nie. En dan gaan hulle na hulle toe, want hulle word aangetrek tot daai persoon en hulle kan gaan luister. Wanneer hulle hoor van iemand wat siek is, wat hulle werk verloor het, of deur 'n moeilike tyd gaan, dra hulle daardie persoon nog lank in hulle hart rond en bid vir hulle. Dis mense wat hospitale besoek, trane nie vrees nie en gebroke mense laat voel dat hulle nie alleen is nie. In vers 7 skryf Paulus vir die mense van Rome dat hulle met oorgawe moet omgee. Hulle moet hulle gawe met oorgawe gaan uitleef en ander met oorgawe gaan dien. Ons moet diakens wees, diakonia, wat met alles in ons mense gaan dien. Dit beteken veel meer as net om iets vir iemand te doen. Dit verwys na iemand wat prakties hulp verleen, wat sy hande vuil maak, opreg is om ander mense om te gee en bereid is om hulle laste fisies ligter te maak. So 'n persoon stel hulle self beskikbaar om die ander persone te help met hulle behoeftes. Dis die soort mense wat nie net sien dat daar 'n behoefte is nie, maar ook opstaan en iets daaraan gaan doen. Daarom is die gawe van diens nie net 'n gevoel van omgee nie, maar omgee wat hande en voete kry. Maklik sien ons probleme raak. Maklik praat ons by die vure en oor koppies tee daaroor. Maar nie almal raak is bereid om handskoene aan te trek en iets te begin doen en 'n verskil in ander mense se lewens te gaan maak nie. Mense, ons moenie wag vir die kerk om aan te kondig dat daar is ergens nood nie. Ons moet gaan self opstaan, die nood raak sien en ons moet outomaties begin beweeg. Ons moet nie saam vra en wonder wie gaan nou hierdie keer opstaan nie. Ons moet opspring en vra, hoe kan ek help? En dis juist hier waar mense iets van God se hart beleef. Want God het nog altyd deur mense gewerk, deur hulle gawes. Wanneer iemand 'n las help dra, 'n ete voorsit, 'n traan afvee, of langs iemand gaan sit wat swaar kry, dan ervaar daardie mens nie net die liefde van mense nie, maar iets van die liefde van die hemelse Skepper God. Daarom moet ons nooit die gawe van diens geringskat nie. Dit mag dalk nie die opvallendste gawe wees nie, maar dis een van die gawes wat die wêreld die nodigste het en vir God die duidelikste laat voel omgee. Ek dink een van die gawes wat ons Suid-Afrikaners die maklikste reg kry, is die gawe van gasvryheid. En wanneer ons die woord hoor, dink ons maklik aan mense wat lekker kan onthaal of mooi tafels kan dek. Want die Bybelse gasvryheid gaan eintlik 'n bietjie verder as dit. Dit gaan daaroor om plek in jou lewe te maak vir ander mense. Om jou deure, jou tafel, jou hart oop te maak vir iemand anders. Mense met hierdie gawe het die besonderse vermoë om ander welkom te laat voel. Jy stap by hulle in en binne 5 minute voel dit asof jy daar hoort, asof jy nog altyd vriende is. Hulle het 'n vermoë om 'n vreemdeling vriende te maak en alleen mense tuis te laat voel. Dalk is dit tyd of die tannie wat altyd 'n bord kos neersit, daar gaan net iemand op. Dit is deel van om nie net te barmhartig te wees nie, maar ook om te dien.
dit is die persoon wat by die kerk nuwe mense eers raak sien en hulle laat tuis voel, laat voel hulle hoor daar. Hulle gee nie net vir mense 'n stoel nie, maar hulle gee vir hulle 'n plek. En weet jy wat is besonders? Baie mense het juis deur 'n koppie koffie om 'n kombuistafel, 'n ete saam met vriende of 'n oop huis iets van God se liefde laat beleef. Want gasvryheid sê eintlik vir die mense, jy is welkom, hier is plek vir jou. En is dit nie presies wat God elke dag vir ons sê nie? Nou die een omroeper by Bokradio daar in die Kaap sê altyd, dis lekker om 'n mens te wees net 'n lekker mens. As jy jou gawe van gasvryheid laat grondvat, dan is jy 'n lekker mens. Nie net vir die mens wat jou gawe ervaar nie, maar jy is ook 'n lekker mens vir God. Want jy gebruik sy gawe om 'n lekker mens vir iemand te wees. Dis nie so moeilik nie. Gaan probeer dit, orals. Nog 'n gawe wat dikwels stil, ongesiene werk, is die gawe van voorbidding. Hierdie mense het 'n besonderse begeerte om vir ander te bid. Waar ander mense van 'n probleem hoor en dalk sê, ek dink regtig aan jou, gaan hierdie voorbidder na God toe. Hulle dra die mense se situasie op, sit dit voor God se troon, in gebed neer. Nou ek glo in gebed, omdat ek aan die ontvangkant daarvan is. Baie mense bid vir ons bediening, en ek kan onthou het my ma vir my gebid, en dis haar gebede wat my op die pad gehou het, en ek glo dit hou my nog steeds staande vandag, al is sy jare gelede al oorlede. Mense met hierdie gawe voel dikwels swaar, saam met mense wat swaar voel. Hulle hoor van 'n siekte, 'n huwelik wat in die moeilikheid is, of 'n kind wat afgedwaal het, en hulle kan dit nie net laat verbygaan nie. Hulle bly daarvoor bid. Sommer vir dae, sommer vir maande, partykeer vir jare lank. Dalk is dit die tannie wat elke oggend, of die oom wat met sy gebedslys sit en vir ander intree. Dit is die vriend wat vir jou boodskap stuur en sê, ek bid vandag vir jou. Dit is die iemand wat in die nag wakker word, met 'n persoon in sy gedagtes, en sommer daar begin bid vir daai persoon. Baie keer sal die mense vir wie hulle bid nooit weet hoeveel keer hulle naam voor God genoem is nie. Voorbidders staan nie noodwendig op die verhoog nie, en kry selde erkenning vir wat hulle doen. Maar baie keer gebeur groter dinge omdat iemand stilweg op sy knieë gestaan het. Hulle herinner ons daaraan dat die werklike stryd nie op hierdie aarde gevoer word nie, maar veral in gebed. Deur hulle gawe sê hulle eintlik, jy hoef nie alleen te veg nie, ek as voorbidder bid saam met jou na God. Ek bring dit na God toe vir jou. Verpleegsters, maatskaplike werkers, vrywilligers, gasvroue, gebedswerkers, is dikwels die mense wat God gebruik om te gee, om te troos, om liefde tasbaar in ander mense lewend te maak, te laat ervaar. Nou jy hoef nie 'n verpleegster of 'n maatskaplike werker of 'n pastoor te wees om hierdie gawes uit te leef nie. Jy kan dit uitleef. Jy kan barmhartig wees wanneer jy tyd maak vir iemand wat swaar kry. Jy leef diens uit wanneer jy vir 'n siek buurman kos neem, of iemand help wat nie self regkom nie. Jy leef gasvryheid uit wanneer jy jou tafel oopmaak vir iemand wat alleen is. Jy leef voorbidding uit wanneer jy iemand se naam voor God bly bring, lank nadat hulle ander persone al van hom vergeet het. Dalk is daar hierdie week iemand wat net 'n oproep nodig het. Dalk iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan
en 'n koppie koffie of 'n koppie tee nodig het, of 'n geselsie. Dalk iemand wat nie geld het vir kryde nuusware nie, wat jy dalk moet help. Dalk iemand wat saans alleen huil en net moet weet dat iemand bid vir hom of haar. Dit is presies in sulke gewone oomblikke waar God gewone mense soos ons gebruik om te gee. En die een sin wat bly hang die week, God gee gawes, sodat sy liefde nie net gehoor word nie, maar beleef en ervaar word. Ek sien die wêreld om my breek, soveel seer wat niemand sê, soveel trane agter glimlagte, soveel harte moeg geveg. En soms stap ek verby die nood, besig met my eie pad, maar u roep my weer vandag om te sien soos u dit sien. Maak my hande u hande, maak my hart u hart, laat my sien wat u raak sien, waar die donker mense van. Maak my voete u voete, stuur my waar u wil, laat u liefde deur my lewe in iemand anders se lewe invloei. 'n bord kos op 'n koue dag, 'n oop deur vir iemand alleen, 'n stil gebed in die donker nag, 'n arm om iemand wat net wil breek. Dis nie groot dinge wat ek bring, net wat u reeds in my sit, maar wanneer ek begin gee, word die liefde sigbaar hier. Maak my hande u hande, maak my hart u hart, laat my sien wat u raak sien, waar die donker mense van. Maak my voete u voete, stuur my waar u wil, laat die liefde deur my lewe en iemand anders se lewe invloei. Gebruik my Here, net soos ek is, nie vir my naam nie, maar vir u. Gebruik my Here, net waar ek staan, vir die een wat vandag nie meer alleen kan gaan. Maak my hande u hande, maak my hart u hart, laat my sien wat u raak sien, waar die donker mense wag. Maak my lewe 'n antwoord op iemand se gebed, laat die liefde nie net gehoor word nie, maar beleef word. Vriende, wat 'n wonderlike gesig hier agter my, en dit is so wonderlik om hier te kan hoor hoe eet die manne hulle pele in hierdie pragtige skepping van God. Ek is so opgewonde oor hierdie reeks oor die gawes. Hierdie afgelope tyd het die Heilige Gees met my gewoel en ek het op die ou end 'n hele dokument saamgestel wat hierdie preke, hierdie boodskappe van ons saamvat, en dit is op die internet op kruispad.com. En daarmee saam is daar ook 'n vraelys van 80 stellings. Dis nie eintlik vrae wat jy moet, dis eintlik net stellings wat jy vir jouself moet sê, hierdie een pas by my, hierdie een nie. En op die ou end gee dit vir jou die
hoof 5 gawes wat by jou vir jou gegee is. So ek wil jou aanmoedig om hierdie vraelys te gaan invul om seker te maak, maar wat is my gawe? Sodat jy kan tyd daarin belê. So lees eers die paar gedeeltes voor die vraelys, om net weer seker te maak, wat is 'n gawe, hoekom gaan ons hierdie vraelys invul, en dan gaan vul jy dit in, en dan kry jy die 5 hoof gawes, en dan na dit is elke gawe, 20 gawes, is 'n bietjie meer uitgebrei oor hulle, en dan gaan lees jy dit, sodat jy jouself kan vereenselwig, kan kennis kry van jou gawes, en kan gaan leer, hoe ek dit kan gaan uitleef, daar waar ek in die wêreld leef. Mag jy hier op hierdie link hier onder in die beskrywing klik en so 'n bietjie tyd gaan spandeer. Dit gaan nie omtrent so 15 na 20 of na 30 minute vat om dit te lees en in te vul en dan te kyk na die gawes. Maar dis die beste belegging wat jy kan doen in jou geestelike lewe. Ek daag jou uit om ergens tyd te gaan maak om dit te doen. Mag die genade van God, die liefde van Jesus en die Gees, die Heilige Gees, jou help hierdie week om te gee. Amen. 'n bord kos op 'n koue dag, 'n oop deur vir iemand alleen, 'n stil gebed in die donker nag, 'n arm om iemand wat net wil breek. Dis nie groot dinge wat ek bring, net wat hier reeds in my sit, maar wanneer ek begin gee, word die liefde sigbaar hier. Maak my hande, maak my hart die hart, laat my sien wat u raak sien, waar die donker mense van. Maak my voete, stuur my waar u wil, laat die liefde deur my lewe, en iemand anders se lewe invloei. Gebruik my Here, net soos ek is, nie vir my naam nie, maar vir u. Gebruik my Here, net waar ek staan, vir die een wat vandag nie meer alleen kan gaan. Maak my hande, maak my hart die hart, laat my sien wat u raak sien, waar die donker mense wag. Maak my lewe antwoord op iemand se gebed, laat die liefde nie net gehoor word nie, maar beleef word.